Jy weet, baie praat is al gepraat en raaie geraai en vrae gevra aangaande die identiteit van hierdie betrokke persoon, die kavalier. En vanaand dink ek moet ons hom aan u bekendstel. Ek wonder meneer, wil jy nie vir ons sê wie die kavalier is nie? Ja, miskien wil jy net eers sien hoe ek lyk. Wys vir ons. Af met die hoed, af met die masker. En Herken jy my nou al in die daar stadium? herken ek hom. Meneer, wie is jy? Kom ons haal net hierdie een ook af. En ek sit my bril op. En dan weet die kykers wie ek is, maar die identiteit en die stem van hierdie man bly nog net so groot geheim. Ontmoet die kavalier. Die kavalier. Aangename kennis en lekker om jou in die platepraatjie ateljee te kan hê. Hierdie geheimsinnigheid rondom jou gitaarspel en wie jy is, bestaan nou al 5 jaar. Gaan jy nog vir baie jare daarmee aanhou? En sal er ooit 'n stadium kom wat ons weet wie jy is? Ook glad nie. Baie dankie dat jy hier is. Edwin, en dankie dat jy ook gekom het. Lekker om jou hier te kon hê. Ja, ek is hy bly mag jy's natuurlijk daarom nie praat nie, Johan, en ek het toe ingewillig om sy stem te wees. 'n bietjie stem want te ek al wees so vir hom. dikwels met hom te doen gehad in Afrikaanse treffers. Sy jongste plaat, die Kavalier bring hulde aan Afrikaanse treffers, is juis, of het juist te maken met jou radioprogram. Het jy enigiets te maken gehad met die samenstelling daarvan? Ja, die Afrikaanse radioprogram Afrikaanse Treffers is verjaar 10 jaar oud, was alreeds op die 2 April. En omdat hierdie man so gewild is en so 'n besondere stempel afdruk op Afrikaanse nommers, het ek so 'n bietjie die geleentheid gehad om met hom te praat oor die moontlikheid om 'n plaat saam te stel. En ons het beraadslaag oor die keuse van liedjies en hier is 7 sakke sout, Trein na Maatjiesfontein, Sproetjies, Al die Vuister bekende treffers. Ja. Het dit enige iets te maken met die Afrikaanse treffers 10de verjaardagalbum wat ook nou sopas uitgereik Ja, is? tot 'n groot mate. Dit is 'n samenstelling van 14 van die grootste treffers van die afgelope 10 jaar. En ek dink die gewildheid van die kavalier word ook weerspieël in die feit dat een van sy nommers, Liefste Madeleine, hierop Ook opgeneem is. Ja. Ebel, hoe sien jy Afrikaanse musiek deesdae? Jy's nou 'n kenner van Afrikaanse musiek. Beleef ons nie dan so 'n stil periode nie? Johan, miskien op die oomblik nog, maar laat ek dit so stel, ek dink die droogte wat daar geheers het, is verby. Daar was sekere probleme, veral met die verspreiding van plate. Mense wat gekla dat hulle nie hulle gunsteling kunstenaars se plate in hulle winkels te koop kan kry nie. Maar ek verstaan dat die probleme tot 'n groot mate opgelos is. En waar ons in die eerste helfte van hierdie jaar bitter min Afrikaanse plate gesien het, het daar reeds langspelers verskyn van Connie de Villiers, van Anton Goosen, daar is 'n pad van Hessel van der Walt en 'n hele paar ander kunstenaars maak plate op die oomblik. 'n Hele paar wat nou binnekort uitgereik gaan word. Dus die toekoms lyk weer blank. Ja, maar dit bring my by die probleem van nuwe kunstenaars. Jy weet, ons het nou baie bestaande kunstenaars soos die Rina Hugo's en maar word er genoeg gedoen om nuwe kunstenaars te bevorder? Johan, ek dink stellig so. Ek dink ek sien die prentjie baie soos die keuse van 'n Springbokspan. Jy het jou kern wat daar sal bly en die jong man wat verwag om sy plek oop te speel moet van onder af begin. En 'n kunstenaar kan nie vandag verwag om sommer met sy eerste plaat soos kunstenaars van 20, 30 jaar gelede 'n ster te wees nie. Hy kompeteer vandag met 'n geweldige mededingende mark met televisie wat nie bestaan het 10 jaar gelede nie. En dus as daar gehalte is, dan sal 'n man beslis die toppunt bereik. Maar geleenthede dink ek is daar genoeg. Ek is bly om dit te hoor uit die mond van die man wat weet, die man van Afrikaanse treffers. Ek wil baie dankie lê om inloer het. Baie dankie dat jy namens ons vriend die kavalier 'n paar woorde gesê het. Lekker om julle albei hier te kon hê.